vanmorgen en is altyd 'n voorreg en 'n groot verantwoordelikheid om die woord van die Here te bedien. Ek sê altyd, wanneer ons op Sondag die woord bedien, voel dit altyd vir my soos voor 'n rugbyke. Jy weet nou, julle moet so voel as jy voor daai game voor die uitdraf. Jy het senuwees en jy voel ek eers maar, jy doen dit mos nou al baie lank. Hoekom voel jy altyd so? Ek dink dit is maar altyd die voorreg of die groot verantwoordelikheid. Jy weet die woord van God tog nie leeg na die Here sal terugkeer. So baie welkom vanmorgen vir almal. Dalk as jy 'n besoeker is, baie welkom. Mag die Here ook vanmorgen vir elkeen van ons 'n woord ook vir u sal hê. Kom ons sit net so, dan bid ons 'n woordjie saam. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ag Here, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Here, die vroeë Christen het so op die eerste dag van die week by mekaar gekom. En Here, hulle die lewende Here Jesus kom vereer en kom verheerlik. Hulle het mekaar ook gegroet dat Jesus het opgestaan, wanneer die ander geantwoord het, waarlik het opgestaan. Here, hierdie is eintlik 'n opstandingsdiens, die eerste dag van die week, want ons, Here, bely vanmorgen dat Jesus leef en het opgestaan, en daarom kan ons vir mekaar daardie mooi ou koortjie sing, because he lives, I can face tomorrow. Here Jesus, mag u 'n lewende werklikheid vir elkeen van ons hier wees. En Here, ons reis hier op aarde, in ons journey, op ons reis, Here, op pad na die ewigheid. Here, ons is maar net vanmorgen travelers. Ons is nie settlers nie. Ons is op ons reis, Here, op pad na die ewigheid, na ons ewige huis. En Here, dit is so belangrik dat ons sal weet, dat ons gereed sal wees daar in ons ewige huis, dat ons sal weet wat daai ewige huis is. Here, die mens wat sterwe gaan of sonder God of met God wees. Here, dat ons in hierdie kant van die graf daar die sekerheid sal hê, dat ek sal weet waar ek gaan wees as ek sterf. Maar dat ek ook in hierdie kant van die graf vir u sal leef, wanneer ek aan u behoort. Here, want dit gaan nie net oor hemel toe gaan nie. Here, dit gaan om hierdie reis op aarde saam met u te leef. Baie dankie dat ons dit kan bid in u wonderlike naam. Amen. Broer, suster, ons wil, as u saam met ons wil lees, Jakobus hoofstuk 4, vanaf vers 13, seker een van die mees besonderste tekste in die Bybel, ten minste wat my eie lewe betref, en daar in Jakobus 4 vanaf vers 13, as jy daarin wil blaai. Lees vers 13, nou sê Jakobus van haar die verstrooide klompie mense, klompie Christene, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring, handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe, dit is tog maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn, en daarna verdwyn. Dis wanneer daar die plekkies leeg is. Jy weet, ek ook maar so mensies in die lewe. Hulle plekkies is leeg, hulle het verhuis, hulle is nie meer ons nie. Dis gesag, amen. En nou sê hy, in plaas van dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery en al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Want graag die klem nog val op die 14de versie, julle wat nie weet wat môre gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe, dit is maar tog 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Broers, daar is een ding wat ons vir mekaar vanmôre kan sê, is dat die lewe is baie onseker. En ek en u kan verseker weet dat ons aardse lewe hier is net 'n tydelike reis. Iemand het eendag dit so mooi verduidelik of so mooi beskryf, hy sê, ons is slegs travelers. Ons is slegs reisigers deur hierdie aarde op pad na die ewigheid. En toe sê hy dat jy moenie te gemaklik of te gewoond raak aan hierdie plek nie, want jy gaan nie vir altyd hier wees. En ons het soms hierdie ding van, ons is
as ons lewe hier op aarde lewe, vergeet ons soms van die gebrokenheid en die onsekerheid en die tydelikheid van die lewe. En in die lig van hierdie werklikheid wil ek graag vanmôre met u kom praat oor wat ek nie sonder kan leef nie. Net hierdie tema, wat ek nie sonder kan leef in hierdie reis van my nie. Geliefdes, ons moet vir mekaar vanmôre sê, dit is belangrik dat ons verstaan dat in hierdie reis wat ons gaan lewe op aarde, is die lewe baie keer verskriklik onseker. En ek wil vanmôre vir u sê, dit is so belangrik dat ons verstaan, soms lewe ons deur hierdie aardse lewe en die lewe werk nie altyd uit soos ons graag sou wil hê dit moet nie. Ons ervaar dikwels in hierdie lewe dat dinge wat ons graag gedink het en gehoop het voor nie uitgewerk het nie. Dat die lewe soms vol teleurstellings is, maar ook vol vreugde is. Die lewe het sy mooi en die lewe het sy lelik, die lewe het sy goed en die lewe het sy kwaad. En die een van ons wat hier sit vanmôre is op dieselfde plek nie. Ons is nie vanmôre op dieselfde plek in ons reis nie. Jy is dalk op 'n plek vanmôre hier, dit gaan so goed met jou en jy moet jou geld in die bank gaan stoor. Met ander ouens gaan dit dalk so sleg, jy voel soos Job vanmôre. Jy sit daar en jy is besig om jou swere af te krap met stikkende kleipotte. Jy sien, niemand van ons kan die lewe voorspel nie. En dis wat Jakobus vir ons wil kom sê, julle wat nie weet nie. Want jy sien, hier is die groot waarheid vanmôre, is dat u en ek kan nie die lewe vooruit bepaal of voorspel nie. Ons kan nie weet wat môre gaan gebeur nie. Maar een ding wat ons weet vanmôre, wat ons moet verstaan, is daarom het ons hierdie dinge nodig om saam met ons te leef. Hierdie dinge nodig wat ons nie sonder kan leef nie. En terwyl ons besig was om voor te berei en die Here hierdie woord in my hart om lewendig maak het ek net so diep besef en tot daai plekkie gekom waar ek gesê het, Here, in my eie lewe besef ek kan nie daar sonder. So 4 dinge, kortliks. Die heel eerste ding wat ek glo, waar sonder ons nie kan leef nie, en ek wil amper sê, as ek sê, dit wat jy nie sonder kan leef nie, wil ek amper sê, jy kan dit nie waag om daar sonder te leef nie. Jy kan nie daar kans vat om sonder dit te leef nie. Ek wil amper vat, dis ernstig dat ons moet verstaan, hierdie goedes is noodsaaklik. Ja, jy kan ander goedes in jou lewe hê. Jy kan mense in jou lewe hê wat jy lief het, jy kan 'n goeie huis en 'n goeie kar hê, jy kan alles in die lewe hê, maar hierdie moet jy hê. Die heel eerste ding, luister nou mooi, waar sonder jy nie kan leef nie. Die eerste ding, jy kan nie sonder 'n verlosser leef nie. Jy kan nie sonder 'n verlosser leef nie. Jy kan nie sonder 'n redder leef nie. Jy kan nie sonder 'n savior leef nie. Jy kan nie sonder 'n redeemer leef nie. En broers, ek glo met my hele hart vanmôre, een van die mooiste teksies daar in die Bybel is daar in Lukas 18. En daar wat ons die gelykenis lees van die tollenaar en die fariseer. En hy het ook met hulle op die oog op sommige wat hulle self vertrou het, op hulle self vertrou het en hulle regverdig te maak vir God, hierdie gelykenis vertel. En hy het sê 2 mense, hierdie ryk man of hierdie tollenaar en hierdie fariseer het na die tempel gegaan om te bid. 'n baie bekende gelykenis. En ons onthou die fariseer het daar ver gestaan en het so afgekyk en het gesê, Here, ek dank U dat ek nie soos hierdie klomp sondige mense is nie. Want Here, ek bid soveel keer op 'n dag en ek gee my tiendes en ek is elke Sondag in die kerk. Here, ek belydenis van geloof afgelê en ek is voorgestel as lidmaat in 'n gemeente. Here, ek is eintlik 'n goeie mens. En luister gou mooi. Die tollenaar het daar ver gestaan. Die Bybel sê hy nie eers hy kon nie eers sy kop na die hemel toe ophef nie. So dan het hy eers opgekyk en hy het op sy bors geslaan en vir die Here gesê, Here, wees hierdie sondaar genadig. Met ander woorde, hy kom en hy vra dat die Here vir hom genadig wees. Here, wees hierdie sondaar genadig. En nou wil ek vanmôre vir julle sê, weet jy wat is die rede waarom dikwels mense reken hulle kan sonder 'n verlosser leef in hierdie wêreld? Kom ek sê vanmôre vir julle, want hulle verstaan nie die evangelie nie.
Hulle verstaan nie die evangelie. En hier is 'n stuk wat hy gesê, Here, kom ons kom by die werklikheid van die lewe uit. Daar's 'n klomp mense wat in die kerk sit, wat sonder 'n verlosser leef, hoor nou mooi, want hulle verstaan nie die evangelie nie. Daar's 'n klomp mense wat in die wêreld daar buite lewe, hulle het nie 'n verlosser nie, luister mooi, want hulle weet nie, hulle het nie nodig nie. Ek meen, my hele lewe lank as 'n jong kind, het ek geen benul gehad. Ek het 'n verlosser nodig. Ek het dit nie geweet nie. Ek was totaal en al onder hierdie indruk, ek is okay. Dit mense sê ons partykeer met hom, ek's fine. En hoor nou mooi, ander mense weet hulle het verlosser nodig, maar hoor nou mooi, hulle verwerp hom. Hulle verwerp hom. En kom ek probeer gou vanmôre vir julle verduidelik, waarom kan ons nie sonder 'n verlosser leef nie? Jy sê, ons moet iets van die evangelie verstaan, om te verstaan, hoekom nie? Jy sien, in die kerk het ons hierdie fout gemaak. Ons het God se attribute, God se eienskappe, het ons soms sommige van die eienskappe oorbeklemtoon teenoor die ander. Vir jare in die kerk het ons God se liefde so meer en oorbeklemtoon bo oor God se geregtigheid en sy heiligheid. Ek dink bietjie wat ek sê. Want so dikwels as jy met mense praat, sê jy vir jou, wat doen jy God se liefde? Dis waar. Ek betwis dit nie. Maar luister gou mooi, dieselfde Bybel wat leer van God se liefde, leer van die toorn en van die oordeel van die Here. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ons God, sê Hebreërs, is 'n verterende vuur. In Openbaring 20 lees ons klein en groot het voor die wit troon gestaan, klein en groot. En as bevind word dat hulle name nie geskrywe was in die boek van die lewe van die lam nie, is hulle gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis die tweede dood. Sien, aan die een kant is God liefde, aan die ander kant is God regverdig. En luister gou mooi, hierdie twee attribute van God, eienskappe van God, kan nie teen mekaar afgespeel word, of die een bo die ander gestel word nie. En dis vanmôre waarom ons 'n verlosser nodig het. Want daar's geen manier wat God jou in die hemel kan toelaat en God bly nie. Hy kan nie. Kom ek probeer dit vir julle so verduidelik. Ek meen, as ek nou vandag gaan, Johan, en ek skiet jou vrou dood. En hulle arresteer my en ek staan daar voor 'n regter en ek sê vir hom, "Edelagbare, ek is skrikkelik jammer ek het dit gedoen, maar Johan het my kwaad gemaak. En ek beloof u, ek sal dit nie weer doen nie." En die regter sê, "Ag, ek sien jy so jammer. Dit jy kan maar gaan." Ek meen, Johan sal sê, "Ekskuus. Waar is die geregtigheid?" Dit laat ons baie keer dink in ons land, wat mense wegkom met moord. Amen. Where's the justice? God is a God of justice. En geliefdes, daarom het die mens 'n ongelooflike probleem. God is lief vir jou, maar hy haat jou sonde en hy gee jou straf. En daarom het God hierdie probleem op 'n wonderlike manier kom oorkom. En hy het na hierdie wêreld toe gekom as 'n mens. En 33 jaar gelewe en aan 'n kruis gaan sterf. En toe Jesus daar in die kruis sterf, toe gebeur daar iets baie besonder. Want jy sien, toe Jesus aan die kruis sterf, toe kom die liefde van God en die geregtigheid van God. Toe Jesus daar uitroep, my God, waarom het jy my verlaat? Toe die duisternis kom van 12 uur tot 3 uur die middag en Jesus uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toe hy daar die oomblikke van God verlaat word, toe gebeur daar iets aan die kruis. Toe kom die liefde van God en die geregtigheid van God en dit ontmoet mekaar daar en God maak vrede. Verstaan jy dit? En daarom het ons 'n verlosser nodig, want God het in Jesus, het hy kom vrede maak tussen mens en God. Dit laat my 'n storie ding van 'n pa en 'n seun het hulle hele lewe lank beklei. Jy weet ons pa's en seuns fight ons partykeer. Waar is ons? Dit vir alles hulle ouer word, hulle raak hulle baie cheeky. Dit weet ons altyd beter as ons. En hierdie ma het altyd probeer om vrede te maak tussen hierdie pa en die kind. Sy kon net nooit regkry. En op haar sterfbed, terwyl sy daar lê,
vat sy die hand van die pa, en sy vat die hand van die kind. Sy sit in mekaar. Op die ma se sterfheid, en maak sy vrede tussen die pa en die seun. In Jesus se dood het God kom vrede maak tussen sondaars en die heilige God. En daarom het jy vir Jesus nodig. Want hy is die een wat jou nou kom verlos. Hy is die een wat jou red. Hy is die een wat jou sonde wegvat. Hy is die een, geliefdes, wat jou vanmôre vry kom koop uit die mag van die sonde. Hy is die een vanmôre wat jou uit die mag van die duiwel kom haal. Hy is die een vanmôre wat die dood vir jou kom wegvat, sodat jy nie hoef te vrees nie. En weet jy wat? Kan ek vanmôre vir jy sê? Ek hoop nie, dis daai wat is maar. Kom maar my voor. Want weet jy, moet ons omstel op 'n manier dat hulle nie kan bel nie. Vergeet ons wat. Geliefdes, hier is die waarheid vanmôre. Meeste mense in die kerk, wat nou mooi, verstaan nie die evangelie. Jy sien, hoor gou mooi, ek wil hê, moet dit asseblief verstaan, hoor nou mooi. Jy sien, as ek waar is die kinders, waar is die kleintjies, as jy daar by jou hoofse kantoor instorm en sê vir meneer, ek is hier om jou te sien, gaan jy hoof vir jou sê, ekskuus, jy moet eers na my sekretaresse toe gaan en afspraak op my gemaak. Ons dink ons kan by God instorm en sê, Here, hier is ek. Weet jy wat sê Jesus vir jou? Nee, ekskuus, jy kan nie by my inkom en eers na Jesus toe gaan. Amen. Want niemand gaan na die Vader behalwe deur die Seun nie. En wanneer ek deur Jesus inkom, word God my hemelse Vader. Wanneer ek by Jesus inkom, hoor nou mooi, ontvang ek die Heilige Gees. En nou is die Gees, sien dit van alles deur Jesus plaas. En hier is die wonderlike nuus. Geliefdes, jy hoef nie sonder 'n verlosser te leef nie. Hy staan by elke mens se hart deur en klop en wie sy stem hoor in die hartsteek wat maak sy ingaan hy uit. Maar jy moet verstaan hoekom jy hom nodig het. Die Bybel sê vir ons, deur die sonde of deur die wet kom die kennis van die sonde. Ons almal het gesondig. En het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons staan skuldig vir die Here. En geliefdes, ons is hel verdiende, verdoemde sondaars. Maar hier is die goeie nuus. God het in sy seun aan die kruis om vrede maak tussen 'n heilige God en 'n sondaar mens. En in hom het hy ons nou met God kom versoen. En wanneer jy vir Jesus in jou lewe het, ek wil vanmôre vir julle sê, I am Savior. Halleluja, ek het 'n verlosser. Die 4 Maart 1982 in 'n badkamer in Brakpan het hierdie 16-jarige kind in daardie badkamer uitgeroep. As 'n verlore kind wat so besef het hoe verlore hy is. En ek het daardie dag deur Jesus in my lewe ontvang. 43 jaar later, elke dag. Ja, soms minder goed gegaan. Ek sê altyd, om Jesus in jou lewe te kry is een ding, om saam met hom te lewe is 'n ander ding. Enige iemand, amen, dis nie so maklik. Die hemel is verniet, maar om Jesus te volg, kos jou alles. Dis die probleem. Mense wil die hemel hê, maar hulle wil nie vir Jesus leef nie. Jy kan nie net die hemel wil kry en nie vir hom leef nie. Geliefdes, dis die wonderlike ding. Ek wil vir jou vra, het jy vanmôre verlosser? Want jy kan nie daar sonder leef nie. Ek kan vir my sê, doen nie, maar as mense wat in die wêreld dit goed regkry om sonder te leef. Hulle lewe sonder Jesus elke dag. Ja, maar luister vir my, jy kan dit nie bekostig nie. Jy kan dit nie bekostig nie. Want wat is die implikasies as jy sonder Jesus leef? Wat is die implikasies, kinders, as jy sonder Jesus sterf? Dis die implikasie vir ewig sonder God en afgryslikheid van 'n ewige straf. Want God kan jou nie vergewe en God bly sonder Jesus nie. Hy kan nie. Mense sê altyd, God kan alles doen. God kan jou nie hemel sit sonder Jesus nie. Amen. Hy kan nie. Ek het nie vir Jesus nodig. Wil weer vir jou vra, het jy alles sy weer? Het jy 'n verlosser? Amen. Jy kan nie sonder 'n verlosser leef nie. Maar die tweede ding waar sonder ons vanmôre nie kan leef nie, vind jy daar in Psalm 119 vers 105.
maar so die mooi Psalm, ek gaan net die versie vir u quoteer. Psalm 119 vers 105 sê, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou hier is die tweede ding waarsonder ons nie kan leef. Hoor nou maar, ons kan nie sonder vaste verwysing, ons kan nie sonder 'n vaste baken leef nie. Nou luister gou. Navorsing het gewys, as jy op 'n lang afstand loop, sonder 'n vaste verwysingspunt, loop jy al die ronde. Letterlik, as jy 'n lang afstand loop, en hulle het gereken, navorsing het gedoen, hulle gereken, as jy regshandig is, gaan jy regs rondom loop. En as jy linkshandig is, gaan jy links. Hoekom? Want hulle reken jou sterkste kant, as dit my regterhand is, beteken dit my regtervoet gaan so klein stukkie langer loop as my linkervoet. En wat fisies gaan gebeur, ek gaan dit doen. Ek gaan fisies dit doen, ek sal dit nou nie altyd doen nie, maar ek gaan dit doen. Hulle sê al om jou eie sterk. Enige man. Luister gou mooi. Daarom sê hulle sonder 'n vaste verwysingspunt. Luister gou mooi. Is jy verdwaal. As jy in 'n bos gaan loop of jy in die woestyn beland sonder 'n vaste verwysingspunt, gaan jy sterf. Geliefdes, ons moet vanmôre verstaan, God kom gee vir my en jou lewe vanmôre vaste bakens. Ek weet as jy om die Kaapse punt ry daar met 'n skip is daar 'n groot ligtoring. Daai ligtoring in 'n donker nag of wanneer dit bewolk is daai ligtoring 'n waarskuwingssein aan elke skip om te sê, hier is gevaar. As 'n vliegtuig in die donker nag kom land en hy sou nie 'n outomatiese, wat sê automatic pilot hê, want ek ken nie Afrikaans nie. Jy weet, ons boere praat ons net deesdae slang. Daar's ons kinders, né? Ons praat ons slang. My vrou sê een jou Afrikaans is nie goed nie. Maar in elk geval, hou maar vas. Nou as jy daardie nag kom en jy het nie 'n autopilot en terwyl jy in die besig is om te kom land en skielik is al die ligte af. En dan skielik is die ligte op daai aanloopbaan aan. En as jy so skielik is op daai geliefdes, het jy moeilikheid. Want die ligte gee vir jou rigting en verwysing en die ligte gee vir jou 'n plek waarna jy gaan. Dis hoekom ons in die moeilikheid is vandag. Dis hoekom ons kinders in die moeilikheid is vandag. Ons jong mense in die moeilikheid is vandag. Want ons kinders se verwysingspunt het Facebook en YouTube en TikTok en Instagram en wat sal hulle nog? Kom nou! Ons kinders se verwysing het luister mooi, dryfsand gehad. Elke dag 'n nuwe opinie. Geliefdes, die woord van God is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Dit gee vir ons bakens, dit gee vir ons verwysingspunte, sodat ons sal weet waarna ons op pad is. Dit help vir ons om te verstaan, God se woord is die ewige woord van God, is die openbaring van God, dis die gesag van die Here. Dis die probleem. Ons kinders en veral ons jong mense ken nie meer die Bybel nie. Selfs ons volwassenes. God se woord wil vandag vir jou kom wys wie jy is as 'n jong mens. God se woord wil vandag vir jou kom wys wie jy is as 'n man en 'n vrou. Dit gee vir ons rigting as dit kom by ons huwelike. Dit gee vir ons rigting as dit kom by ons ouerskap. Dit gee vir ons rigting as dit kom by geliefdes wat ons aan die dood afstaan. God se woord gee vir ons 'n pad. En as ek in 'n donker nag ry en hierdie pad wat ek ry het geen merkers nie. Daar's nie die geel lyne langs die pad nie. Daar's nie die middellyn se stippellyn nie. Daar's nie die oogies wat op die pad is nie. Op so 'n donker nag, geliefdes, dan gaan jy bitter moeilik bestuur. En dis hoekom so baie mense sukkel. En hulle verhouding met God. Jy het vaste verwysingspunte in jou lewe nodig. Jy kan nie daar sonder leef. Jy het 'n verlosser nodig. Jy het vaste verwysings nodig. Geliefdes, ander gee vanaand. En weet jy wat jy? Op 'n sonskyndag is dit baie maklik om vaste verwysings te sien. Ek onthou toe ons in die weermag wat ons kaart lees gedoen en die eerste ding wat hulle vir ons gesê het, as jy nou hierdie kaart kyk, jy eerste plek na 'n groot vaste verwysingspunt soos 'n berg of een of ander vaste punt. Maar wat mooi. Maar as dit bewolk raak of dit donker raak, en jy niks sien. Hoekom dink jy dat 'n vliegtuig of 'n vlieënier 'n verwysingspaneel wat vir hom rigting wys, sodat hy sal weet waarna hy vlieg? Jesus vanmôre is ons verwysingspunt. Sy woord is vanmôre die vaste bakens. Want weet julle wat het Jesus gesê?
ek is die lig wat omkom was in die wêreld, wat elkeen verlig. Ek sal nooit vergeet die dag toe Jesus Christus in my lewe gekom het. Ek wil julle dit gou so verduidelik. So voor Jesus in my lewe ingekom het, was hier in my kop was dit donker. Ek het geweet dat God bestaan, maar ek het hom nie geken nie. Ek wil gou vir julle iets verduidelik. Daardie oomblik, daardie dag toe Jesus in my lewe kom, het hy die lig in my kop kom aansit. Soos 'n flitslamp. Wow. Dis hoe dit werk. Dis hoe ek moet lewe. Dis hoe ek iemand moet maak. Dis hoe ek met meisies moet omgaan. Nie voor die tyd. Geliefdes, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. En hoor mooi, hy wat my volg, sal nie in die duisternis leef nie. Ons lewe in 'n wêreld waar ons kinders en volwassenes en hoeveel mense ken ons vandag, geliefdes. Hulle lewe in die duisternis. Want hulle het nie die lig van die wêreld nie. Onthou julle toe die wyse manne daar op pad Bethlehem toe is, het hulle hierdie ster gehad. En wat het hierdie ster gedoen? Die ster, soos hy beweeg het hom gevolg. En hierdie vaste verwysingspunt het hulle gelei tot in die stal in Bethlehem. En daar het hulle die babatjie gevind in die krib. Het jy al vir Jesus in jou lewe as jou vaste verwysing? Is die woord van God vanmôre die lig vir jou voet, of die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad? Het jy vanmôre vaste bakens waarop jy leef? Ek glo vanmôre dat God se woord die absolute gesaghebende woord van God is, deur God geïnspireer is en deur die Heilige Gees ingegee is. Ek glo vanmôre, geliefdes, dat God daar net een God is, die ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo vanmôre met my hele hart, die geliefdes, dat Jesus Christus die enigste middelaar tussen God en mens is. Ek glo met my hele hart vanmôre dat ons in sonde van ontvang en gebore is, en dit sê ons nie weer gebore wat ons die koninkryk van God nie sal sien nie. Ek glo met my hele hart vanmôre dat die Heilige Gees ontvang word deur elke mens wat tot geloof in Jesus kom. Ek glo met my hele hart dat ons die algemene Christelike kerk, en onthou julle die geloofsbelijdenis, waar is hulle? Amen. Want ons het 'n vaste baken, halleluja. Julle lyk nie opgewonde nie. Ek alleen opgewonde vandag. Geliefdes, as dit nie vir daai baken was nie, waar dink jy sou ek gewees het? Ek sê altyd, Jesus het nie my siel gered nie, hy het my lewe gered. Ek sou my dood gedring het. Ek kan nie goed sê wat ek so gedoen het nie. As Jesus in jou lewe kom, dan bring hy lig. Ek dink as in Efesiërs 4:17 sê, dat ons was verduister in ons verstand. Ons was sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Ek wil vanmôre vir jou vra, kinders, het jy 'n vaste verwysing? Want jy sien, as jy nie 'n vaste verwysing het nie, is jou lewe al, jy kan nie jou emosies vertrek nie. Mense sê ons altyd, het jy al gehoor wat kinders soms sê, ag, Dominee, ek volg my hart. Hey, jou hart sê jy is lui, man. Jy kan nie jou hart volg nie. Die Here sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ons lewe in 'n wêreld, geliefdes, waar mense verdwaal en die donker is. Hoekom? Want hulle nie vanmôre die lig van die wêreld nie. Het jy 'n verlosser? Maar nou wil ek vir jou vra, het jy die lig van die wêreld? Het jy vanmôre 'n vaste baken? Julle weet ons wat is 'n vaste baken? Hy's effie rond nie. Hy's nie elke op 'n ander plek nie. Ons kan soms baie wispelturig wees. Julle weet, dis van julle wat soms julle personality. Jy sê die persoonlikheid, soos baie impulsief en wispelturig. Weet, een oggend is dit 'n lied en volgende oggend is dit 'n hartseer storie. Geliefdes, wanneer jy 'n vaste baken het, 'n baken wat nie kan skei nie. Jesus sê vanmôre vir ons, hy is die rots. Ek dink as 1 Korintiërs 10:4 sê hy dat Jesus is ons rots. Hy skryf hier rond nie. Het jy 'n vaste baken vir jou lewe? Ja, wanneer dit moeilik gaan. En wanneer die lewe jou letterlik alles in jou lewe die mekaar is. Wanneer dit donker is. Of daai plek waar dit kom wanneer jy moedeloos is. Die vanmôre 'n vaste baken. Maar die derde plek. Die derde ding. Wat is die derde?
derde ding wat ons nodig het. So ons, okay, almal so saam, ons het 'n verlosser nodig en ons het 'n vaste baken nodig. Maar wat is die derde ding? Ons almal het 'n soliede fondasie nodig. Ons het 'n soliede fondasie nodig. En hier is die grootste gevaar in die lewe, geliefdes. Mense vandag bou hulle lewe op 'n valse fondasie. Mense bou hulle lewe vandag op 'n fondasie wat nie gaan staan wanneer die storms van die lewe gaan kom nie. En hier is die aangrypende tekstgedeelte wat ek vir julle wil voorhou, is daar in Matteus hoofstuk 7 vers 24. En jy kan regtig maar gaan lees ons doen vryvertalings vandag. Dis die NIV version. Die NIV version, dis mos 'n geparafraseerde vertaling. Jesus vertel ons nou hierdie gelykenis van die wyse man en die dwaase man. Waar is die kinders? Die wyse man bou sy huis op die rots. Die dwaase man bou sy huis. Ag, nou, die wyse man, waar is die kinders? Bou sy huis op die rots. En die reën het neergeval, en die reën val neer en die vloed styg op, en die huis op die rots staan vas. En die huis op die sand val. Kom nou, waarom nou is dit? As ons kinders, ek gaan dit al hierdie liedjie vir ons kom sing. Geliefdes, luister gou hierdie waarheid. Die fondasie van jou lewe kan nie gesien word in die goeie tye van die lewe nie. Kan nie. Ons weet nie waar jy bou as dit goed gaan nie. Maar hier is die gevaar. Ons lewe in 'n wêreld waar mense hulle lewens bou op dit wat sand is. Op dit wat nie vir jou vastigheid het. Geliefdes, jy kan jou lewe nie bou op jou kinders en op jou man, jy kan jou lewe nie bou op jou bankrekening, jy kan jou lewe nie bou op jou huis wat jy besit nie, jy kan jou lewe nie bou vir, dit is alles goeie goed om te hê, maar luister gou, as die storm van die lewe kom, wanneer dit alles van jou weggeneem word in een oomblik, en dit was waarop jy gebou het, jou besigheid en jou geld en jou oorlewing, luister gou mooi, gaan jou lewe dit nie maak nie. Die laaste klompie jare, ten minste 7, 8 jare, het my lewe deur baie storms gegaan. Ek het 2 boeties aan die dood afgestaan, ek het my pa aan die dood afgestaan. Ek het my pa op sy bed gekry terwyl hy reeds dood was. My boetie Hein was verslaaf aan dwelms. En hy het so geworstel. En so paar maande voor sy dood het Hein Jesus gevind. En toe sy in 'n hartaanval dood as gevolg van die dwelms en ons het hom daar in Nelspruit moes gaan haal. Ek die geld gehad vir 'n begrafenisonderneming om te gehaal en daar agter terwyl ons die bakkie ry met my boetie se lijk en sy persie agter ons is. En die goeie pastoortjie by ons het my boetie begrawe. En ja, so gaan ons teen die dinge van die lewe. En soms verloor mens jou werk. My werk verloor. So dit was nie moeilik. Maar weet julle wat? Ons struggle daarmee. Maar een ding het ek geleer. Hy op wie ek my lewe bou. Hy was ook altyd in staat om my die ander kant mee te bring. Ek is nie bekommerd vandag wat met my lewe gaan gebeur vriend. God knows. God spaar ons nie altyd die storms van die lewe nie. Amen. God spaar ons nie altyd die probleme nie. Ja, self wanneer hulle daar by jou inbreek en die skelms en die diewe. Ek het al baie keer gedink, Here, kan ons as die kinders nie 'n bietjie special treatment kry? Net spesiale behandeling. Nie weet wat dit gaan nie met jou gebeur. Want dit is soms ons valse idee wat ons sê, dit gebeur met ander, maar nie met my nie. Geliefdes, ek werk elke dag met mense wat soms nie kan glo wat met hulle gebeur nie. Maar hier is die wonderlike nuus. As jou huis op die rots is, al kom die storm, jy gonna make it. Daar so 'n ou popliedjie wat sê, we are gonna make it. Why we're gonna make it? Because we have a solid foundation. Ek onthou daai gemeente in Nelspruit waar ons was, Johan. Ek weet nie wie daai garage gebou het wat se dominee was nie, maar ja. Dis daar met daai mure begin kraak en toe ons uiteindelik daai goed oopgerou het, ons moes die saal daar gebou het. Toe kry ons bierblikkies daar binne. En chipspakkies. Nou ouens, sulke goed is nie, moenie in 'n fondasie wees nie. Want sulke fondasie waar is die slim manne? Nou die bouers, nou wat weet? Hey ouens, as jou fondasie nie goed is, nie kraak alles. En dis hoekom dit met mense in hulle lewe gaan soos hulle gaan, want hulle het nie
die Here Jesus as fondasie nie. Hulle het nie 'n vaste fundament nie. Hulle het nie 'n vaste fundament in dit wat hulle lewe nie. Want Jesus sê in daai gelykenis, hy sê die wyse man as hy die woord hoor, hy hoor nie net die woord nie, maar hy lewe die woord. Hy gaan pas dit toe in sy lewe. Want hy bou sy lewe op die Here en op sy woord. Hy is daar die persoon wat in hierdie wêreld lewe en hy gaan doen. Hy is nie net 'n hoorder van die woord nie, hy is 'n doener van die woord. Het julle agtergekom, ek kan 1000 keer vir my vrou sê ek is lief vir haar, maar as ek dit nie vir haar wys nie. En ek wil julle sê, wanneer mens ouer word, is dit nie altyd maklik nie. Ons sal altyd die beste ouens kry om huweliksberading of huwelikssessies ons doen. Jy moet die ouens kry met die meeste sukkel, want hulle gaan vir julle meer kan help. Want hulle is daar deur, hulle weet wat dit is om te sukkel. Ons sal altyd almal kry die professionals, die ouens wat dit gemaak het. Ek sê kry die ouens wat deur God se genade dit gemaak het. Jy sê, man, wanneer jy lang getroud is, ryk niks meer nie. Enigiemand? Dit is soos 'n kar. Enigiemand? As jy 'n nuwe kar koop, as jy nou 'n nuwe kar koop, as jy hom met 'n kry, wil jy dan, jy ryk hom sommer nie. As jy baie jaar getroud is, ryk niks meer nie. Dan sit jy mooi, dan sit eenvoudig harde werk en gehoorsaamheid aan Jesus, wat sê, manne, julle moet julle vrouens lief hê. Vrouens, julle moet julle mans respekteer. En dis nie altyd maklik. Jy sien geliefdes, wanneer jou huis op die rots gebou is, so wat het ek en julle vanmôre nodig? 'n vaste wat? 'n vaste fondasie. So wat het ons nodig? 'n verlosser, 'n vaste bakens, en in die derde plek, 'n vaste fondasie. Laaste plek. Wat is die laaste ding wat ek glo ons nie sonder kan leef nie? Jy moet nie sonder dit leef nie, want dit gaan jou te duur kos. Kyk, jy kan sonder dit gaan leef as jy wil, maar ek sê, wat jy nie sonder kan leef nie, want dit kos jou te veel. Dit is te gevaarlik. Die laaste ding, jy kan nie sonder 'n anker leef nie. Sonder 'n anker. En julle almal gaan saam met my stem, wanneer 'n skip in die hawe inkom, dan gooi hy anker. En die rede is, sodat die skip nie weg sal dryf nie. Dis die doel van 'n anker. Sien, daar gebeur genoeg partykeer in die lewe. Ek weet nie of jy al ooit op 'n plek was, maar die lewe jou partykeer so, ek weet nie wie van julle dalk 'n bietjie gaan body surf daarop. As ek daar by Jeffries is, daar saam met die Niels. Kyk, hulle swem nie, maar ek swem elke dag en ek body surf elke dag. Kyk, ek kan nog nie surfplank nie, maar body surf is lekker. Maar as jy nou die golfte naby die kant vang, soos julle almal weet, dan sit jy met sandkorrels. Want hy rol jou daar deur die sand en as jy daar opstaan, dan lyk jy soos 'n hoender wat deur 'n stofsuier is. Jy het al 'n hoender gesien deur 'n stofsuier? Liefdes, daar was al tye in my lewe waar ek vir julle gesê het, ek het nou genoeg gehad. Ek was soos Petrus dat gesê, Here, ek bedank. Ek is nou klaar. Ek het altyd Here, gaan nie los nie, maar ek is nou klaar met hierdie goeders. Ek gaan vir my 'n pina colada koop en ek gaan daar by Jesus op die strand gaan sit. En die lewe gaan geniet. Dis moeg vir hierdie kerk van die bediening. Want baie keer kan bediening baie krek wees. En enigiemand wat dit nie glo nie, reg, dat is nie 'n bediening, jy weet nie wat jy praat. Alles nou mooi. Maar nou wil ek vanmôre vir julle sê, ek het 'n anker wat my aan Jesus vashou. En Jesus kom vanmôre en sê vir my, hy is my anker. In Hebreërs hoofstuk 2 vers 1 kom die Hebreërs skrywer en hy sê, pas op dat julle nie verbydryf nie. Geliefdes, baie keer kan ons op plekke in ons lewe kom en hoor mooi wat gebeur. Ons begin stadig maar verseker wegdryf van die Here af. En stadig maar verseker begin ander goed in ons lewe plek maak in die Here se naam. Ons begin plek gee vir ander goed in ons lewe. En weet julle wat gebeur? Ons dryf stadig van die Here af weg. En as jy weer kan kyk, is jy weggedwaal en afgedwaal. Die geskiedenis van die kerk en in die Bybel lees ons van baie gevalle van manne van God. Timoteus moes Paulus op 'n stadium aanspreek en sê, Timoteus, moet jy nie skaam vir die Here Jesus nie. Kyk, jy kan die lewe ons op 'n plek, maar ek weet nie waar jy is vandag. Maar jy voel, jy's 'n drifter. Jy dryf, jy
weet mos wanneer jy dryf, dan dobber jy net rond. Ons het altyd so dinge gehad, he's on the road, but to nowhere. As Jesus vanmôre jou anker is, dan hou hy jou vas. Hy hou by die Here. En as sy woord vanmôre die vaste punte van jou lewe is, dan hou dit jou by die Here. Jy dwaal nie weg nie, en jy dwaal nie af nie. Want op die einde van die dag, geliefdes, is almal van ons wat hier sit vanmôre. Ons het 'n anker in ons lewe nodig. 'n Anker wat jou vashou. Iemand wat jou vashou. Iemand op wie jy kan staat maak. Iemand op wie jy kan bou. Iemand op wie jy kan verseker weet. Wat sê as jy jou nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Ek is met jou tot aan die einde van die wêreld. Jy kan nie sonder 'n anker nie. Want 'n anker hou jou. Iemand het eendag gesê, die mooi manier hoe die Romeine mekaar gegroet het, hulle het mekaar letterlik nie so gegroet nie, hulle het mekaar so gegroet. Sodat wanneer ek los, dan los hy my nie. Weet jy wel, baie keer in my lewe, was ek op plek in my lewe gewees, waar ek weggedwaal het van die Here af. Dis kinders vandag, jong mense, waar jy goed in jou lewe toegelaat het en jy het ver van die Here af. Vandag weer iets om sê, al was dat tye wat ek hom gelos het, hy het my nog nooit gelos nie. En wanneer ek afgedwaal het, ek weet nie van julle ouens, julle lyk my julle ouens doen nooit iets verkeerd nie. Ek is die enigste aan. Julle help. Soos daai verlore skaapie, onthou julle hom? Dan sê die Here, hy het hom gaan soek. Dan vat hy hom op sy 2 voete voor en agter, dan sit hy hom op sy nek, en dan draai hom wat? Hy draai hom terug. Jesus het nog altyd vasgehou. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy waar jy is nie, maar hy hou vas. En waar jy weggedwaal, hy bring jou terug. En dan dwaal jy af, hy kom al vir jou. Want ons almal moet vanmôre weet, jy kan nie sonder 'n anker nie. En hy is vanmôre ons anker. Amen. He's the one that brings us back when we fail. He's the one that loves us. Hy's die een wat ons lief het. Al voel ons is dit nie werd nie. Al voel ons baie keer verdwaal en ons weet nie of ons plek in die lewe weer gevind het nie. En jy weet nie wat sy volgende tree of die volgende stap nie. Weet dit vanmôre. Hy hou jou by jou. En niemand sal jou uit sy hand uitruk nie, sê die Bybel. En al dwaal jy en al drift jy, is jy altyd moet terugbring. Amen. En dis die wonderlike ding wat ek vir julle wil sê vanmôre, en daarmee wil ek afsluit. Ek het baie keer in my lewe al gedrift. Maar die wonderlikste ding is, hy is my anker. En hy het my nog altyd, soos op 'n ketting. Jy weet, 'n ketting is mos 'n end, nou. Het hy my altyd so 'n bietjie aantrek en my so 'n bietjie terug en sê, nie so toe nie, hierso. En dan gaan ek voor die Here in trane en ek huil en ek is sorry, ek weet nie waar jy nie. En dan sê ek, is okay. Want my liefde vir jou is nie gebaseer op jou prestasie nie. Is nie goed jy gevaar het nie. Want ek het jou lief gehad toe jy nog 'n sondaar was. Ek het vir jou gesterf terwyl jy nog 'n sondaar was. Weet jy wat ek jou net besef het? En ek raak sê ek nie af, ek beloof ek sê die laaste keer. Toe ek my lewe vir die Here gee en 'n lang pad met die Here geloop het. En God my net weer hierdie ding kom herinner. Weet die dag toe ek die Here Jesus in my lewe gevind het, was ek ongelooflik stout. Ek bedoel, Jesus het my daar kom red. Ek was toe nog nie eens, ek bedoel, in die jare wat ek saam met hom loop, beloof ek jy dat daar's baie goed wat ek nie doen nie. Ja, ek doen dit nie. Of weet julle wat, ek het nie eers daai dag toe Jesus gevind het, geweet of sy drie enigheid nie. Ek het nie geweet, ek het niks van die teologie geken nie. Weet julle wat, ek was gered. Ek het niks geweet van systematiese teologie en van heiligmaking nie. Ek het niks van dit geweet nie. Maar weet julle wat het ek geweet? Hy het vir my gesterf toe ek nog 'n sondaar was. En daarom wil ek vandag sê, ek is nou nie meer sondaar, ek is nou 'n kind van God. Hoeveel te meer sal ons nie nou gered word nie? Hoeveel te meer sal hy ons nie nou in die lewe hou nou dat ons gered is? Geliefdes, ons almal van dit sit is op pad met ons lewens. Daar's honderde verskillende paaie wat jy kan kies. As jy vanmôre saam met Jesus
tweede vaste fondasie nodig. En luister mooi, jy het 'n anker nodig. En as jy dit het, gaan jy dit aan die ander kant maak. Aan hom dan wat magtig is om ons te bewaar van struikeling en voor hom te plaas met gejuig. Baie mooi teks in Judas. Ek wil afsluit. Het jy 'n verlosser? Het jy al 'n verlosser? Ek vraag jy kerk nie. Ek vraag hoe jy na oom het jy verlosser? Nee, ek is die kerk nie. As ek nie vir jou vraag jy kerk, ek vraag jy verlosser. Het jy vanmôre geliefdes vaste bakens? Amen. Het jy 'n vaste fondasie en het jy 'n vaste anker? En as dit waar is, gaan jy tot eer van sy naam kan leef. Amen. Kom ons net saam, kom ons sluit af. Here Jesus, dankie dat U vanmôre ons verlosser is. Dat U vanmôre, Here, ons vaste baken is. En die woord ons vaste bakens is. 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Dankie Here Jesus dat U vanmôre die vaste fondasie is. Here, daai mooi teks in 1 Korintiërs 3 vers 11 sê dat daar geen ander fondament gelê is nie en die fondament is Jesus. Here, ons bou ons lewe vanmôre op U. Ons bou ons lewe nie vanmôre op ons geld en op ons kinders en op ons werk en op ons besigheid. Ons bou ons lewe vanmôre op U, Here Jesus. En U is vanmôre die anker wat ons vashou sodat ons nie wegdryf en verdwaal en terugkeer, Here, na ons ou lewe toe nie. Here, soos die Hebreërs skrywe, pas op en waak dat daar nie in julle 'n bose en ongelowige hart kom dat julle van die lewende God afvallig word nie. Here, ons kan van die lewende God afvallig word. Dankie Here Jesus, U hou ons vanmôre vas. Here, want U is ons vaste versekering. En daarom sing ons blye versekering, Jesus is myn. Here, U is vanmôre daardie selfvertroue, daardie confidence wat ons het, want dis in U, Here. Ons kan met versekerheid en met confidence lewe dat dit wat U vir ons gedoen het was genoeg. Ons kan aan die ander kant van hierdie lewe uitkom en veilig arriveer by U in die hemel. Baie dankie, maar Here, ons gaan dit nie maak as ons U nie as verlosser het nie. Here, ons gaan dit nie maak as U nie ons vaste verwysing is nie. Ons gaan dit nie maak, Here, as U nie vanmôre, Here, ons vaste fondasie is en as U nie ons vaste vanmôre, Here, ons anker in die lewe is nie. Baie dankie, Here, U dra elkeen deur wat vanmôre hier sit en struggle en worstel, wat dit ook al mag wees. Baie dankie.